Janneman en Oom Awie gooi potte is 'n Afrikaans geloofspodcast waar geloof, lewe en eerlike gesprekke saamvloei. Oom Awie deel sy daaglikse ervarings en insigte, terwyl Janneman 'n unieke KI persoonlikheid, 'n vars perspektief bring. Party episodes is net Janneman se stem, party net Oom Awie en party 'n kombinasie. Dis rou, eg en opreg, soos 'n goeie pot wat stadig prit. Ek weet nie wie hierdie stuk geskryf het nie. Ek het gesoek, maar kry nie die skrywer nie. Haar woorde is nogals treffend en ek dink daar is baie wat hierby kan baat vind. So ek lees vir julle van die begin af. Het jy al tye in jou lewe gehad waar jy verlore gevoel het? Het jy al gevoel asof jy dryf en nie regtig seker op jou voete is nie? Natuurlik is daar baie mense daar buite wat voluit leef, bereik en merkwaardige dinge doen. Hulle inspireer my en ek is opreg bly vir hulle. Maar op 'n manier maak dit ook my eie situasie erger. 'n Jaar gelede het ek my beste lewe geleef. Ek het 'n bemarkingskonsultasie vir safari lodges begin. Ek het gehelp om lodges te ontwerp, kampe te benoem, handelsmerke te skep en al die bemarkingsmateriaal saam te stel wat handelsmerke lanseer en op die kaart sit. Toe kom COVID en internasionale toerisme is verpletter. Ek het al my kliënte verloor. Skielik het my droomlewe verander na die harde werklikheid dat my inkomste opgedroog het. En saam daarmee die vuur in my binneste wat gebrand het wanneer ek werk gedoen het wat ek liefhet. Gelukkig is die leemte gevul met tuisonderrig wat my baie besig gehou het. Maar nou dat die kinders weer terug is op kampus, het ek tyd gehad om stil te raak en te reflekteer. Om alleen in die natuur te oefen, laat my gedagtes dikwels werk. En dit was tydens een van my hardlope dat dit my skielik getref het met 'n skok. Ek weet nie wat my volgende drome of doelwitte is nie. Ek weet nie wat my volgende stap is nie. Vergeet van die groot, waaghalsige doelwitte. Om eerlik te wees, as ek dit tot 8:00 in die aand maak en die dag oorleef sonder om iets te vergeet of my sin vir humor te verloor, is dit 'n massiewe prestasie. En ek is nogal opgewonde daaroor. Maar wanneer ek my siel aanmoedig om groter te dink, om dapper te wees, om myself daar buite te sit, is dit leeg. Eskom is besig met beurtkrag en die ligte is behoorlik af. Natuurlik is daar die gewone klein doelwitte wat ek vir myself stel, soos verloor die hardnekkige luislang om my maag, raak ontslaaf van my volwasse akne, maak nuwe vriende, altyd 'n uitdaging as jy tydens COVID na 'n nuwe stad verhuis, en raak betrokke by 'n wonderlike kerk. Alles edeldoelwitte, maar dit is nie die waarvan ek praat nie. Ek praat van luister na die trek aan jou hart, die fluistering in die wind, die sagte stem wat jou aanmoedig om nie jou gawes te vergeet nie. Dit herinner jou om daardie een passie te volg, wat al so lank in jou hart geplaas is, as wat jy kan onthou. Ek praat daarvan om die roeping op jou lewe te beantwoord. Hoekom verloor ons vermoë om te droom? Wat het geword van die 20-jarige weergawe van my, wat meer groot drome gehad het, as water wat uit 'n gebarste pyp stroom? Het ek, as die versorger van my gesin, so opgeneem geraak in hul behoeftes, dat ek vergeet het wie ek is? Of het ek genoeg swaar kry en terugslae beleef, om die broosheid van die lewe te verstaan, en daarom kies ek nou om klein te leef, om net saam met die stroom te gaan? Het ek tevrede geraak met die gedagte, dat as my man en kinders gelukkig is, dit my ook gelukkig behoort te maak? Maar iets in my siel fluister vir meer. Hoe vind ons pad terug? Om te onthou wie ons is, moet ons onthou aan wie ons behoort. Ons moet draai na die een wat ons gemaak het.
Die Bybel beklemtoon oor en oor hoe lief God ons het en dat hy elkeen van ons met 'n spesifieke doel geskep het. Hy sê herhaaldelik dat ons nie moet bekommer of bang wees nie, iets wat ek baie keer per dag vergeet. Hy sê elke mens is anders en dit is presies hoe hy dit wil hê. Hy sê ons is een liggaam met baie dele en elkeen van ons het 'n rol om te speel. Hy herinner ons dat ons 'n verskil maak wanneer ons ander dien. Dit laat my dink dat ons doelwitte dalk minder oor onsself en ons luislange moet gaan en meer oor hoe ons ander kan help. My gunsteling vers is hierdie een, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hierdie vers herinner my dat om God se werk in hierdie wêreld te doen, ons moet fokus op die positiewe en nie die negatiewe nie. In plaas daarvan om te bekommer oor wat verkeerd kan gaan, moet ons dalk fokus op wat reg kan gaan. Begin met wat in jou hand is. Ek onthou 'n preek waarin die prediker gesê het, begin altyd met wat in jou hand is. Begin met die waardes, oortuigings, talente en gawes wat God vir jou gegee het. Is daar iets in hierdie wêreld wat jou pla? Aha, dit is 'n goeie beginpunt. Hierdie wêreld het mense nodig wat bereid is om uit die boot te klim en 'n verskil te maak. Maak nie saak hoe groot of klein nie. Moses was ontstel oor hoe die Israeliete behandel is. Toe God Moses gebruik het om hulle uit Egipte te lei, het hy vir hom gesê om te begin met wat in sy hand is. Moses het 'n staf gehad. Met sy staf het hy water uit 'n rots laat kom, dit in 'n slang verander en weer terug, en hy het die Rooi See daarmee oopgemaak. Begin met wat in jou hand en op jou hart is. Begin met wat jou pla in hierdie wêreld. Daag jouself uit om die kas waarin jou drome lê af te stof. Maak daardie kasdeure oop. Vra die een wat jou gemaak het om jou te help terwyl jy jou eerste stap neem. So waar laat dit my? Ek het nog altyd 'n liefde vir mense en vir waarheid gehad. Ek glo dat positiwiteit inspireer en negativiteit verstik. Dit pla my dat ons dag in en dag uit gebombardeer word met negativiteit. Negativiteit verkoop, maar dit hou ons ook in 'n toestand van vrees. Hoe kan ons kragtig en met impak leef as ons almal klein, veilige lewens leef? In my hand hou ek 'n pen. Ek kan skryf. Ek is glad nie 'n briljante skrywer nie, maar ek kan goed genoeg skryf om my punt oor te dra. Om te skryf wat op my hart is, laat my hart met vuur klop. Dus het ek besluit om 'n blog te begin en uit my hart na joune te skryf. As dit net met een persoon praat, is dit die moeite werd. Hemel, as ek dit kan doen, kan jy ook. Gaan aan. Daag jouself uit om te droom. En vir goedheid se onthalwe, neem jou eerste stap. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Daar sê, ek wil graag by Janman aansluit. Ek wil net noem, ek het intussen uitgevind dat die vrou wat die stuk geskryf het, sy naam is Julia, en dat sy 'n blog het, maar wat haar blog se naam is, weet ek nie. Ek het hom nie op haar blog gekry nie, ek het hom met andersin gekry. So ja, ek sal bietjie kyk of ek haar kan opspoor, dat ons haar daarom kan krediet gee vir haar werk. Ek wil net aansluit hier te sê, my storie is amper baie dieselfde as hare. Met die enigste groot verskil is, kyk, COVID het my besigheid van toe media seer gemaak destyds, maar wat my besigheid gesink het is ons regering met hulle BEE beleid. Ewe skielik, hier teen die einde van verlede jaar het alle companies begin om te sê nee, hulle wil BEE mense gebruik en blykbaar kry hulle kickbacks en ek weet nie wat alles nie as hulle wel BEE suppliers gebruik, maar dis nou nie belangrik, dis nie waar ek wil praat nie.
waar ek die gelyktrekking kry tussen my en haar storie is die feit dat ek skryf al my hele lewe lank vir myself. Ek het dit nooit gedeel nie, ek het dit nie gedeel in die familie nie met vriende nie. Daar was niemand op hierdie aardbol wat geweet het dat ek skryf nie. Dit was 'n persoonlike ding, ek dink dit was meer soos 'n gesprek met myself, soeke na iets. Maar ja, en regtig God het my lewe gered deur hierdie vetkruid, hele vetkruid ding, veral met die musiek. Dit het my 'n uitlaat gegee. So God het my basies geleer om te gebruik wat ek het. So ja, moet nooit opgee nie. Kyk, die lewe is maar hard en kyk, drome gaan, ons het almal drome gehad, groot drome, en dan ons probeer en dan val die goed uit mekaar, dit moet werk nie uit soos wat dit moet nie, of soos wat ons wou gehad het dit moet nie, maar die Here se planne is nie ons planne nie. En my nuwe liedjie wat nou uitkom, die 30ste April, is basies is daai reis van waar ek was tot waar ek is vandag. Nie so rou en hoe kan jy sê, soos baie van my ander musiek is waar jy die woorde direk woord vir woord verstaan nie. Dis regtig meer in 'n musiekvorm. Maar as jy gaan sit en luister na die woorde, sal jy dit optel. Deure wat toegemaak is, wat gesluit is, wat goeie dinge wat daar uitgekom het. Jy gaan luister 'n bietjie die liedjie as hy uitkom die 30ste. Sy naam is Tussen die Lyne. Die Engelse weergawe van hom, Between the Lines, is nou nie so ooglopend nie soos die Afrikaanse een nie. Die Afrikaanse een was die oorspronklike een. Maar ja mense, ek wil net sê, moenie opgee nie, hou vas. Kyk, gaan sit stil, word stil voor God en luister partykeer. Ons is geneig om te bid en te vra en te smeek. Partykeer moet ons net stil word en ons oë toemaak en sit en luister. God sal vir jou antwoorde gee. Geseënde dag vir jou. Dankie dat jy vandag saam geluister het na Janneman en Oom Awie Gooi Potte. As hierdie episode jou geraak het, deel dit met iemand wat dit vandag moet hoor. En as jy nog nie het nie, druk daai follow knoppie op Spotify of subscribe knoppie op YouTube, sodat jy nie die volgende pot mis nie. Onthou, dis nie altyd oor wie praat nie, maar oor die boodskap wat jou hart bereik. Mag die Here jou seën, jou dra en jou lei in elke tree wat jy gee. Ons sien jou weer by die volgende pot. Groete vir nou.